Hallo, my naam is Janine van die Kerk van die Radio Kansel. En as ek so shocking groen lyk, dan sê my man altyd wel, niemand gaan ons raakry nie. Kan ons nie mis nie. Want dit is ons nou lig en duisternis. Ons is mos nou Christene. Selfs die kleinste ou kersie in 'n groot donker kamer, almal se oë word so getrek na daai kersie toe. Maak nie saak hoe klein hy is nie. Laat my dink aan 2 Korintiërs 5 vers 20 wat sê, ons tree op as gesande namens Christus. So asof God direk deur ons 'n beroep op julle doen. Gesande is 'n ander woord vir ambassadeurs en is eintlik onlogies en onregverdig dat ons gewone gebroke mense met al ons issues letterlik die Here verteenwoordig hier op aarde. Wat beteken as 'n Christen iemand disrespekteer of beledig of verkleineer. Miskien stem ons nie saam met hulle sonde nie en ons monde blaker dit so uit. Dan sien hulle nie net die Christen nie. Hulle dink die God agter hulle, wil hulle ook nie naby hom hê nie. Of as Christene oneerlik is in besigheid, en mense sê, jy doen nie besigheid met Christene nie, Christene dit. Mense kan letterlik wegdraai van God af, oor wat ons doen. Ek weet dis nie logies nie, maar dis 'n werklikheid. Aan die ander kant, as 'n Christen nie moet opgee op iemand nie, op 'n gebroke mens, vir hulle koffie bring, hulle gaan dien, hulle lief hê, nie moet opgee met hulle nie. Ons het al hoeveel getuienisse daar by Radio Kansel opgeneem van mense wat sê, 'n Christen wou nie laat los nie, en dan is hulle vandag syne, hulle behoort aan Jesus, want hulle het vir hom gewys, Jesus is lief vir hulle, regtig nou, hy sal ook nie moet opgee op jou nie. So, as ons dan nou ons lewe doen, ek het 'n mede-aanbieder, hy sê altyd, somebody's watching, somebody's listening. En dan laat dit my dink aan, onthou jy Hagar, daai Egiptiese slaaf van Abraham en Sarai. Sy het verdien dat hulle haar wegjaag. Toe sy uitvind sy swanger met Ismael en ook weer later, was sy 'n mislike slaaf gewees. Sy was Egipties en uiteindelik het Sarai haar weggejaag. Abraham het vir haar 'n bietjie watertjies en brood gegee en daar gaan hulle in die woestyn en sy daggakind gaan doodgaan. En daar word sy die eerste mens aan wie Jesus verskyn. Daar staan die angel of the Lord. Sy was nie 'n Jood nie, niks 'n Israeliet of niks nie. Die eerste mens aan wie Jesus verskyn het in die Ou Testament ooit was 'n Egiptiese slaaf wat dit nie verdien het nie. En toe hy daar waai, toe sê sy vir haarself, he is the God who sees me. En ek dink ons as Christene moet aan die wêreld bewys, aangesien ons nou sy ambassadeurs is, that he is the God who sees you. Voel jy raak gesien deur die Here, en dan sien jy ander raak, en wys vir hulle, dis die God wat ons dien. Nou maar toe, klaar gepraat, kom ons gaan uitloop.